Onse Vader, the battle belongs to you. Baie dankie vir die voorreg dat ons dit kan besef, kan hoor vanoggend. Dat ons met vaste vertroue die skrif kan ernstig van glo. Want as God gesê het, ek stry vir julle, dan doen hy dit. God is 'n waarmaker van sy woord. Hy is almagtig. Hy heers in die hemel, hy heers ook op aarde. God is besig met 'n plan. En ons volg sy voetspore. Amen. Terwyl ons biddend is, wil ek graag hê dat julle net so sit en luister na die volgende lied asseblief. Kom ons luister na dit biddend voor ek begin met die woord. Hier in die stilte, hier in die donker, in jou. Die prent wat julle daar sien, die sagte kry die mikrofoon is op. Die prent wat julle daar sien, staan bekend as First Day in Heaven. First Day in Heaven. Vrou wat hardloop na iemand wat lyk soos Jesus. First Day in Heaven. Toe ek daardie prent eerste keer gesien het, het my geweldig beïndruk. Wat jy lees daar en daar is absolute blydskap, absolute oorgawe, absolute vreugde. Ek hou my redder vas. Die een wat nou koning is van haar lewe, die een wat alles vir haar gegee het, die een aan wie sy alles gegee het, hou sy vas. Is dit nie mooi nie? Dit is 'n pragtige prent as ons 'n vrou, jy jouself dan daai prent plaas. Plaas jouself daar. Somebody, put yourself in that picture now. You running to Jesus, holding fast on him. Maar plaas ook nou die gemeente in daai foto. Want die skrif leer ons dat ons is die bruid. Ons is die bruid wat Jesus deur die kerk besig is om reg te maak vir daai moment. Daai moment waar ons in Jesus se arms gaan inhardloop. Daai moment waar ons met hom verenig gaan word. So wanneer die skrif praat oor die vrou, dan is daar altyd so ietsie in die agtergrond van, dit is ook die kerk. En soos ons vanoggend praat oor 'n vrou na God se hart, die woord wat die Here vir my kom aflewer het so 2 weke terug en gesê, "Jo, hier gaan jy jouself in 'n ongemaklike posisie bevind, want jy gaan met vrouens moet praat." Nou kyk, so raai ek so met julle moet praat, maar as ek dan alleen met julle is, dan gaan ek nou maar moet wakker wees. So dis hoekom ons Woensdagoggend gaan verder gesels oor hierdie tema. Want dit is so diep tema. Dit is so 'n diepgaande tema en leer ons uit die skrif uit soveel mooi goed. Dis onmoontlik om in die bestek van 'n diens deur hierdie dinge te hardloop. Maar ek wil 'n paar kerngedagtes by julle uitlig vandag. En dit is die teks wat ons teks van oordeenking kom uit Proverbs 31, Spreuke 31. In Spreuke 31 word daar gepraat van die vrou. En daar's 'n baie mooi Hebreëse woord en begrip wat hier na vore tree. En dis die woord Chayil. Chayil. Wanneer daar in die Ou Testament verwys word na die vrou, dan praat die King James version van virtuous woman, excellent wife, noble woman. En dit word letterlik, daai Chayil word letterlik vertaal en sê, dit is iemand wat krag en sterkte het. Nie spiere nie, krag en sterkte. Innerlike krag, innerlike sterkte. Sy's capable.
daar's valor, strength, virtue, capability, word na verwys. Nou julle weet dat Spreuke bekend staan as die Spreuke van Salomo. Wat julle geweet dat Spreuke 31 nie 100% toegedig kan word aan Salomo. So byvoorbeeld begin Spreuke 31 met die woorde van 'n koning. Dis 'n koning. Spreuke 31 begin met die woorde van Lamiel, die koning van Massa, waarmee sy moeder hom vermaan het. Spreuke begin met dit. Daai eerste 9 verse is nie die woorde van Salomo. Maar wat ons kry hier van vers 10 af, en is daar 'n bietjie onduidelikheid oor by die biblical scholars is, maar wie's regtig aan die woord hier van vers 11 tot 31? Wanneer daarin in my Bybel is die opskrif van daai gedeelte is die beeld van 'n goeie vrou. Nou onthou dat Salomo hier in die boek van Salomo is vir ons saamgestel hier in die omgewing van 600 tot 400 voor Christus, in daai hele tydperk is die wyse woorde van Salomo vir ons neergepen. En was daar 'n tradisie gewees onder die Jode of die Hebreërs dan van daai tyd waar hulle gaan sit en dink het oor hierdie wyse woorde van Salomo. En in die interaksie wat die rabbies met mekaar gehad het en die geleerdes van daai tyd, het hulle eintlik half 'n opsomming gemaak van wat hulle dink Salomo gesê het oor die vrou. En kry ons dan nou hier 'n invleg in Spreuke 31 van die wysheid van Salomo, sowel as die vertolking van Salomo se wysheid wat hy onder God se leiding weergegee het oor die vrou. Die vrou. Wat verskriklik interessant is, ons kry hier 'n verskynsel in die skrif wat ons ook in Psalms kry. Psalm 119 om presies te wees. Die kortste Psalm in die Bybel, nee. Die langste Psalm in die Bybel. Langste Psalm in die Bybel. En in Psalm 119 sal julle lees as julle daar vanaand daar gaan kyk gerus daarna. Hy het hoofstukke. Hy het om presies te wees 22 hoofstukke. En elke gedeelte van Psalm 119 begin met 'n woord wat niks anders is nie as die Hebreëse letters van die Hebreëse alfabet. Ons alfabet het 26 letters, die Hebreëse alfabet het 22 letters. So in Psalm 119 kry ons hierdie verskillende frases wat elkeen begin met 'n letter van die alfabet in die Hebreëse taal en daai letter het ook betekenis. En daai selfde verskynsel kry ons hier in Spreuke 31. Die van julle wat byvoorbeeld julle as ek reg is die ou vertaling by julle het. Ja. Ek praat van die 53 vertaling. Julle sal sien vers 10 begin met die woord alef. Vers 11 begin met die woord bet. Vers 12 met gimel. Dus alef is die eerste letter in die Hebreëse taal. Bet is die tweede letter. So hier het ons 'n beruiming, 'n poëtiese, literêre vloei binne in Spreuke 31, waar die Hebreëse alfabet die rigting gee vir elke vers wat volg. Dis pragtig. En daarom wil ek graag vir julle sê, dan in hierdie deel, as ons kyk na die Afrikaanse vertaling daarvan, ons kan net nog 'n enetjie terug asseblief. Tot daar by nog enetjie asseblief. Nog een. Waar is hy? Afrikaans praat van die deegsame vrou. Nou ek weet julle jonger mense ken nie die woord deugsaam. Dis 'n moeilike woord. Die nuwe lewe vertaling praat van 'n knap vrou. En 'n goeie vrou word daarvan gesê in die Afrikaans vir almal, sowel as die boodskap vertaal. Praat van 'n goeie vrou. Wat ons kry hier in Spreuke, as jy alles deurgaan, en ek moet vir jou sê, maar maak gou vir my 'n opsomming van wat jy sien hier in Spreuke, dan sien ons dat die vrou wat hiervan gepraat word, sy's kreatief, sy's innoverend, sy's aktief, sy het ekonomiese invloed en sy's sterk. Klink dit vir julle soos 'n vrou wat jy graag mee wil assosieer?
kreatief, innoverend, aktief, sy ekonomiese invloed en sy sterk. In Engels, as ons net bietjie kyk daarna net van my Engelse gehoor, she carries herself responsibly and she does it well. Ja, she carries herself responsibly well. She builds what lasts, converts reverence into action. Her fear of the Lord is her source. Her fear, her reverence, her awness of the Lord is her source. Dis baie belangrike punt hier. Ek is nie hier besig met 'n TED Talk oor die vrou nie. Ek is hier besig met 'n Bybelse ontleding van die goddelike vrou. Die vrou wat glo in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En dis wat ons sien. So kom ons lees dan saam uit Spreuke 31 vers 10. Ek gaan net so hier en daar sien ek gaan so 'n bietjie oor 'n vers of twee spring en nie te veel van julle tyd opneem nie. Wie 'n goeie vrou het iemand wat baie kosbaar is. Sy is baie meer werd as die duurste juwele. Manne, hou vas aan haar. Hou vas aan daai vrou wat meer skitter as diamante. Hou vas aan daai vrou wat jy van kleins af lief gekry het en wat so jou beïndruk meer as die duurste diamant. Haar man reken op haar en sy beteken baie vir hom. Haar hele lewe lank is sy goed vir hom. Vroegoggend staan sy op vers 15 om haar gesin te versorg. Is dit nie iets wat tipies aan 'n vrou is nie? Tipies aan 'n vrou. Vroegoggend staan sy op om haar gesin te versorg. Vers 17, vir harde werk is sy nie bang nie, want wat sy aanpak, maak sy klaar. Tot ek een dag lang terug, as ek vertel van hierdie formidabele vrou. Dan sê ek, kyk, sy is so formidabel my man. As die son breek daar oor die Kalahari, staan sy op en maak hom reg. Die kanse wat die lewe haar bied, gryp sy met alle hande. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy doen wat sy moet doen. Omdat sy so bekwaam is, word haar man ook geëer. Almal ken hom. As hy by belangrike mense sit, weet hulle wie hy is. Sy is geestelik sterk en tree altyd waardig op. Vir die toekoms is sy nie bang nie. Haar wyse woorde help ander om reg te leef. Sy het goeie raad vir 'n gelukkige lewe. Sy is in volle beheer van haar huishouding. Luiheid ken sy nie. Haar man oorlaai haar met komplimente. Manne, komplimenteer jy jou vrou? En doen jy dit genoeg? Ek het 'n vriend wat sê, toe die dag getroud is, het hy vir sy vrou gesê, ek's lief vir jou. En totdat hy vir haar sê, ek's nie lief vir jou nie, moet sy dit net onthou. Daai is nie die manier om dit te doen, broers. Sê vir jou vrou dat jy haar waardeer. Sê vir jou vrou dat jy vir haar lief is. Sê vir jou vrou dat jy omgee, tydig en ontydig. Geskenke doen dit nie. Lang naweke langs in die Drakensberge doen dit nie. Die daaglikse, my vrou is lief vir jou. Die daaglikse, my vrou gee om vir jou. Dis hoekom ek nie glo in hierdie Valentine nonsens nie. Dis pragtig eintlik, nee. Liefde is mooi. Maar dit bind nie my liefde na een dag vir my vrou. Ek moet haar elke dag hanteer as een wat ek regtig lief het. Hanteer as een met 'n week regtig die pad stap. Hanteer as een wat ek hoog ag. Eer haar vir wat sy doen, almal sal haar lof besing. Ek wil met jou praat oor 3 belangrike goed. Dat hierdie hele gelees het gedeelte uit. Ek wil met jou praat oor waaksaamheid. Ek wil met jou praat oor ondersteuning wat versterk. En ek wil met jou praat, my juffrou, oor jou toekomsgerigtheid. Jou toekomsgerigtheid. En die manne wat hier teenwoordig is, elke ding wat ek nou sê is van toepassing op die gemeente, want die gemeente is die bruid van Christus. En dit is ons taak
om soos wat die vrou haar plek volstaan, moet ons die geestelike ruimte bestuur, sodat die gemeente die bruidskap voor Christus kan volstaan. Waaksaamheid, punt 1. Vers 27 sê, she watches over the activities of her household. Sy is opmerksaam, sê die 53 vertaling. Sy is in volle beheer. She looks well to how things go in her household. Sy is opmerksaam. She takes note of what happens. 'n vrou is die early warning system vir jou huishouding. Sy is opmerksaam, sy is in beheer, she looks well to how things go in her household. Nou, kry die prentjie gehou van 'n radarskerm. Jy het dit al gesien in TV reekse en goed, het jy hierdie sirkel, 'n boot wat op die see is en hy piep, 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 soos hy radar opvangsdraai. Waaksaamheid by 'n vrou is by uitstek 'n eienskap wat God jou mee geskaap het. Jy moet waaksaam wees. Jy moet die radar wees om moeilikheid op te tel. En hoeveel keer het ons al nie vir ons vrouens geluister oor daai ding? Manne, erken dit nou maar. Hoeveel keer het jou vrou vir jou gesê, "Jou, daar is iets wat nie lekker is." Dan sê sy, "Ag, nee man, moenie worry nie, I've got this." Hoorie, hierdie ou, iets is af. Nee man, hy het net so 'n bietjie te veel gedrink. Hoeveel keer het ons vrouens ons nie al gewaarsku oor situasies? En dan ignoreer ons dit. Die opmerksaamheid van 'n vrou is een van die belangrikste eienskappe wat God by jou as vrou wil inburger. So ook die waaksaamheid by ons as gemeente, as die bruid van Christus, dat ons waaksaamheid moet by uitstek funksioneer. Ons moet wakker wees. Ons moet sien waar dinge gebeur. Ons radar, ons geestelike radar moet ingestel wees, sodat ons die waarskuwingssein kan gee. Godly women, skryf iemand, have a spiritual gift of perception. They see the storm coming before it hits. They sense the tension in the room. They perceive the danger to their marriage, to their children, to their homes, before the rest of us even wake up. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Abigail is 'n mooi voorbeeld. Ons sien dit in 1 Samuel 25. Kom ek vertel julle gou wat daar gebeur. Dawid was in sy landstreek gewees, en op 'n stadium kom daar 'n kerel by hom verby, en sy met sy vee, 'n man met die naam van Nabal. En Nabal, Dawid het Nabal se mense goed na gekyk. Om die waarheid te sê, hy het vir Nabal en sy herders, wat as sy vee gekyk het, hy het eintlik hom met tye opgepas. Hy het hom gehelp, terwyl hy in Dawid se grondgebied was. En toe is daar 'n situasie, waar Dawid daar in Nabal se area begin beweeg. En Dawid stuur sy manskappe vooruit, om vir Nabal te sê, luister man, ek het goed na jou gekyk, toe jy by ons was. Kyk ook nou goed na ons. Ons is net besig om ons vee na te kyk. Ons is net besig om deur te beweeg in jou area. Maar Nabal, sê die skrif, was 'n ongeskikte persoon gewees. En terwyl die manne van Dawid daar aankom en hierdie boodskap oordra, sê hy, man, wie is hierdie Dawid? Ek sal vir Dawid uithaal as ek wil. Ek gee nie om hoe julle na ons gekyk het nie, laat julle maar net asseblief gaan. Maar hy was 'n bietjie onder die prop gewees, hoe hy dit gesê het. So hy het nie aandag gegee wat eintlik hier by hom afspeel. Maar sy vrou Abigail het gesien wat aan die kom is.
En toe die manne van Dawid weggaan, toe weet sy, hier kom moeilikheid. Sy het geweet, dat hierdie manskappe gaan teruggaan na Dawid toe, en om die waarheid te sê, toe Dawid die boodskap ontvang, dat sy manskappe deur Nabal afgejag is en weggestuur is. Toe sê Dawid, gryp julle swaarde manne, vandag hou ons hierdie manne uit. Klaar. Ons maak hulle van kant. Maar hier's 'n wagter in die groep van Nabal onder sy werkers. En terwyl Nabal nie sy werk doen nie, terwyl hy besoop is, terwyl hy onder die invloed is, kom die werker na Abigail. Die werker het gesien, Abigail let op. En die werker sê vir Abigail, hoorie, dis nou net wat gebeur het. En wat doen Abigail? My maat, sy maak die skure oop. 200 koeke, wyn, kos, koring, sy laai die pakdonkies en sy ry uit na Dawid toe en gaan sê, Dawid, vergewe asseblief hierdie dronkgat. Vry vertaal, hè? Vergewe asseblief hierdie ou. Hy weet nie wat hy doen. Ek vra jou, wees ons goed gesit. Hier is alles wat jy in jou manskap nodig. Abigail red haar gesin. Abigail se beskikbaarheid, toe sy wakker was en haar swak leierskap was in haar midde, red Abigail die gesin. Dis jou. Want dis die prima ding van 'n vrou. Waaksaamheid. Tel dit op. Wanneer daar nie leierskap in jou huis is nie, wanneer daar nie leierskap in die kerk is nie, sien die bruid raak, daar's 'n probleem. Tree die bruid op, sodat die volk gered kan word. Is dit nie pragtig? Jy's die early warning system. Jy's die radar in jou huis. Ons, as bruid, is die radar in die kerk. Ons moet sien wanneer dinge verkeerd gaan. Ons moet nie net daai radar afsit en sê, ek het nie die plekkie gesien nie. Jy kan dit doen nie. Jy kan dit doen nie. En ek wil ek sê, julle het al baie gehoor dat daar word gepraat van die Jezebel gees, né? Wat is 'n Jezebel gees? Ons spreek dit van. 'n Jezebel gees is 'n gees van manipulasie en 'n gees wat ontstig wanneer daar 'n afwesigheid is van geestelike leierskap. Jezebel het gefloreer toe Ahab nie teenwoordig was nie. Hy het nie sy job gedoen. Hy het nie regeer soos hy moes geregeer het. En toe doen Jezebel net wat sy wil. Sy is nie aangestel nie, maar sy doen wat sy wil. Sy lei van agteraf. Dis die teenoorgestelde van as ons nie waak nie. Dis die teenoorgestelde van jou early warning system. Want jou early warning system rig ook die man op wat saam met jou op pad staan. Jy is die stem in sy oor wat hom herinner daaraan dat hy 'n taak het. Wat hom herinner daaraan dat hy 'n goddelike doel het. Dit is hoekom jy so belangrik is. Jy is die early warning system. Punt 2. Ondersteuning wat versterk. In vers 11 van ons die geleesde gedeelte sien ons, haar man reken op haar en sy beteken baie vir hom. Haar hele lewe lank is sy goed vir hom. The heart of the husband trusts her and he will not lack anything good. Volgens die Amplified. Jy kan op my vrou reken. Jy kan op haar pyn trek. Want sy is daar. Daai vrou wat haar werk doen, wat jou help om jou op te rig, sodat jy jou werk kan doen, meneer, mevrou. Dis die ondersteuning wat sy doen. En dan kry ons pragtige goed wat gebeur. Onthou net wat hier die skrif. 2 is sterker as 1. 2 is sterker as 1. Skryf dit in Prediker. Dan lees dit maar, Prediker 4 is die reg is.
2 is sterker as 1. Wanneer die man en vrou in 'n eenheid begin funksioneer en hulle waarlik erns het voor God, dan beweeg hulle nader na God toe en soos hulle nader na God toe beweeg hulle nader na mekaar. En dan is die ondersteuning wat 'n vrou bied by uitstek wonderlik. Omdat sy bekwaam is, word haar man goed ook geëer. Die ou vertaling skets hier 'n mooi prentjie. Wat gebeur hier? Die ou vertaling sê dat hierdie vrou is so knap. Sy bring so haar kant dat die man kan ontspan en hy kan die poorte sit en die regeringsskap hanteer. Want ek kan op haar reken. Sy kortwiek my nie, sy ondersteun my. En omdat ek haar eer sy vir my. 'n perfekte wisselwerking. Her husband is known in the city gates, where he sits among the elders of the land. Manne, julle moet julle job doen. Julle moet leiding vat in jou huis. Jou vrou soek leiding. Sy wil dit by jou hê. Jy's gemaak om dit vir haar te gee. En as jy nie jou werk doen nie, dan gaan daar 'n skeur in hierdie verhouding kom. Jy moet jou werk doen. Soms het baie belydenis as kerk, want ons weet Jesus het al die werk reeds gedoen. Daar's niks wat Jesus nie vir die gemeente gedoen het. Daarom wil ons alles vir hom doen. Daarom moet jy as man die Here vra om genade en wysheid en insig om jou roeping te volg, om te staan by dit wat God vir jou gee om te doen en om dit deur te voer, want daarin gaan die vrou haarself vind en haar roeping voor God vind, want jy is God gerig en sy is God gerig. Kom ons praat oor die toekomsgerigtheid van 'n vrou. Ons het gepraat oor die waaksaamheid van 'n vrou, gedagtes deel rondom die ondersteuning van 'n vrou. Die derde en laaste punt gaan oor die toekomsgerigtheid. Vers 25 sê: vir die toekoms is sy nie bang nie. Mevrou, met jou vrou, dan kom sy bang vir die toekoms. Kyk jy dalk na die storms en nie na Jesus nie. Ek wil jou herinner, fokus op Jesus. Fokus op jou alleentyd met Jesus. Fokus op jou stilte. Fokus op jou gebedslewe. Want as jy Jesus verstaan en verstaan waarmee hy op pad is, dan verstaan jy waar die hoop vandaan kom. Verstaan jy dat daar vir ons 'n toekoms is. Verstaan jy dat die toekoms nie bepaal word deur die eerste dood wanneer ek en jy gaan nie. Dit gaan verby dit. Ons het 'n toekoms in Christus. En waar's Christus? In die graf. Hy's nie in die graf nie. Hy het opgestaan. Hy heers. Die sleutels van die lewe is in sy hande. Jou fokus moet Christus wees. Wanneer jy daai fokus het, dan is daar glimlag. She smiles at the future, sê die Amplified. Vir die toekoms is sy nie bang nie, haar oog is op Jesus, want sy soek allereers die koninkryk van God. Matteus 6:33. Daar's iets wat net 'n vrou kan doen, dink ek. En dit is daai all reverence and holy seriousness of the Lord. 'n vrou het dit net aan haar, om in total awe te wees oor God, om in totaliteit op God te vertrou. Waaksaamheid, ondersteuning, toekomsgerigtheid. Laaste, skryfie. Right. Wat sien julle? Doring.
Wat sien julle nog? Steeds? Steps. Good observation. What else? Hy is besig om te verval. Hy is besig om te verval. Mirasie. Wat beteken jou waaksaamheid as jou toring so lyk? Niks. Die boustene val uit. Jy kan tot bo klim, maar sien jy iemand in daai toring? Is daai toring beman soos hy hier staan? Is nie beman nie. Dit beteken niks. Dis 'n geskiedenis, 'n mooi storie. Leef. En dis hier waar die tegniek heersak. Daar is 'n verskriklike mooi ontleding in die skrif wat ek graag Woensdagoggend met julle gaan deel. En dis die ontleding wat gaan oor die sentinel beginsel. Die woord wat gaan oor the sentinel. Daar's 'n Hebreëse konteks waar die waaksaamheid, hy wat waak, hy wat sien wat aangaan, the watchman is die sentinel. Die sentinel waarsku volgens Jesegiel 3 vers 17. Wees op jou pos, sê daai beginsel. Wees in jou toring. Dit help nie God gee vir jou alles wat jy het om die toring te wees nie, maar jou toring is nie beman nie. Doen die waarskuwende, vervul die waarskuwende rol volgens Jesegiel 3:17. 2 is beter as 1. Prediker 4 vers 12. En dan 'n pragtige beginsel. Reageer op die geestelike advies wat jy kry. Hebreërs 13 vers 17. Ek wil graag hê ons op die Hebreërs 13 vers 17 gou lees. Kom ek soek hom gou vir ons. Hebreërs 13 vers 17. Dis my oor te hou. Luister wat julle geestelike leiers sê en doen wat hulle vra. Hulle moet julle geestelik oppas en moet vir God kan verduidelik hoe hulle dit gedoen het. Jy is 'n geestelike leier in jou gesin, jy is 'n geestelike leier in hierdie gemeente, jy gaan voor God moet verduidelik en vertel wat jy gedoen het. En hoe jy die radar was om te sien, hier's 'n probleem. Om te sien, hier's 'n probleem. Toring is stikkend. Toring is oud, afgeneem. Hy het 'n bietjie herstelwerk nodig. My broer en suster, ek dink daai toring kan ten volle gerestoreer word. Weet jy dit? Hy kan ten volle gerestoreer word na sy oorspronklike splendor. Jy kan ten volle gerestoreer word. Stel by jou vandag 'n bewustheid is van, weet jy, ek wil 'n beter watchman wees. Ek wil 'n beter vrou na God se hart wees. Ek wil meer waaksaam wees. Ek wil meer ondersteunend wees. Ek wil 'n groter rol speel, meer verstaan, sodat ek toekomsgerus kan lewe. Dan is daar vir my en jou renovation at hand. Efesiërs 4 vers 11 sê dat God het 'n gemeente daar gestel met verskillende vlakke van leierskap om ons toe te rus. Wat is daai woordjie van toe te rus? Dis die Griekse woord katartismos. Katartismos is restaurasie. Deur die skrif, deur die woord, deur die gemeente, kom daar vir my en jou geestelike restaurasie. Elke geleentheid wat ons het om 'n diens by te woon, is geestelike restaurasie. Elke geleentheid wat ons het om die skrif te oop te maak, op ons knieë voor die Here te staan, is geestelike restaurasie, sodat ek ten volle herstel kan word om my job te doen soos Jesus graag wil hê dat ek dit doen.
Daar's hoop vir ons, julle. Daar's hoop vir ons. Ons moet vashou daarin. Jesus wil die beste uit jou uit hê. Die heel beste. Dat jy na hom toe kan hardloop en in sy arms kan spring met volle oorgawe. Want jy wil die beste weergawe wees van die vrou wat hy jou geskaap het om te wees. Dis wonderlik dat ek weet dat daar sulke vrouens in die gemeente is. Ek sien het, ek ervaar het. En dit is lekker om die Here te dien. Vrouens wat so ingesteld het om God te volg bo alles. Al kos het my wat. Ek volg Jesus. My oog is op hom. En daarom kan ek en jy bruidskap instap om Jesus ten volle te dien en te volg. Amen. Kom ons bid saam. Here my God, wat 'n wonderlike voorreg dat ons kan besin hierdie goddelike vrou wees. Wat dit beteken. Ek bid ek Here dat U elke vrou hier teenwoordig sal seën om daai goddelike vrou te word. Om te dryf daarna, om te werk daarna, om haar in te span, om meer en meer van U te leer, meer en meer te word, soos Jesus Christus. Dankie Here dat ek weet, dat ons reeds gered het. Elke vrou wat reeds gesê het, Jesus is my redder en my saligmaker, is reeds in die koninkryk. Dankie Here dat U ons nie daar los nie. Dankie dat U ons daar weer laat groei, om waarlik vrou te wees. En ook vir ons as gemeente, Here, dat die manne sal doen soos die Heilige Gees hulle lei. En dat hierdie gemeente 'n bruid sal wees. Dat ons bruidskap sal opneem. Wat U graag lei dat ons moet doen. Hier is die naprediking van hierdie woord, o Gees van God, bid ek, dat, al is daar net een dingetjie wat iemand op die uitsteek, dat daai een dingetjie onthou sal word, en dat dit sal maak, dat ons 'n groter commitment teenoor U, my Here sal hê. Loof en ek prys U naam, in die naam van Jesus, amen. Amen. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. U lig my op, o Heer, U maak my sterk. Wanneer ek struikel, U dra my deur. Die Here wag, hulle kry nuwe krag. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou genade gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Vir 'n aankondiging baie dankie vir die hulp van